Vanoggend is uit Genesis hoofstuk 37. Gewoon Genesis hoofstuk 37. Ek wil net noem dat ons gaan van hierdie week af, ek het 'n motiveringsboodskapie wat ek altyd op Woensdae uitstuur en al vir 'n taamlike tyd en ek gaan nou voortgaan daarmee. Ons het so 'n bietjie daaroor gesels en almal het gevoel dis 'n goeie idee, so van Woensdag af sal jy dit sien op die Facebookblad sien of in die WhatsApp groep sien, Woensdag motivering met Dominee Wilko en ook hierdie opnames sal ek beskikbaar stel vir u, so as jy dalk weer wil gaan luister. Genesis 37, vanoggend as jy Bybels het, maak dit asseblief oop daar of u tablet of selfoon. Genesis 37, Josef en sy broers. Jakob het gewoon in die land waar sy vader 'n vreemdeling was in die land Kanaan. Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was as 17-jarige seun 'n skaapwagter by die kleinvee saam met sy broers. Hy was 'n jong seun saam met die seuns van Bilha en Silpa, sy vader se vroue. Josef het vir hulle vader die slegte gerugte oor hulle gebring. Israel was lief vir Josef, meer as vir al die ander seuns, want hy was vir hom die seun van sy ouderdom. Hy het vir Josef 'n lang rok met moue gemaak. Sy broers het opgemerk dat hulle vader lief was vir hom, meer as vir al sy broers. Hulle het 'n weerstand in hom gekry en kon nie vriendelik met hom praat nie. Josef het 'n droom gehad en hy het dit vir sy broers vertel. Hulle het toe 'n nog groter weerstand in hom gekry. Hy het vir hulle gesê, luister asseblief na hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind in 'n stuk land, toe my gerf skielik regop kom en ook bly staan. En kyk, julle gerwe kom toe daar rondom myne saam en buig diep voor my neer. Ekskuus, daar verloor ek my plek. En kyk, julle gerwe, ja, voor my gerf. Sy broers het vir hom gesê, gaan jy regtig oor ons koning wees? Gaan jy regtig oor ons heers? Hulle het toe 'n nog groter weerstand in hom gekry, weens sy drome en sy woorde. Hy het nog 'n ander droom gehad en dit vir sy broers vertel. Hy het gesê, ek het sowaar weer 'n droom gehad. Kyk, die son en die maan en die 11 sterre het diep voor my gebuig. Toe hy dit vir sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom teregwys en vir hom gesê, wat is hierdie droom wat jy gehad het? Moet ons, ek en jou ma en jou broers, regtig kom en teen die grond diep voor jou neerbuig? Sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak diep in gedagte gehou. Kom ons bid saam. Here, U wat die koning is van die konings. Vader, U wat ons lewens in die hand vashou. Jesus, U wat as ons verlosser vir ons kom lewe gee, Heilige Gees, U wat dit werklikheid maak. Vanoggend kom ons na U toe as God drie-enig. Ons kom aanbid U en ons kom eer U. Dankie Here vir U woord. Dankie vir die woord wat lewe gee. Here, my opgebed is vanoggend as ons U woord lees en daaroor nadink saam, Vader, dat dit werklik waar vir ons sal lei in hierdie week wat voor lê, in hierdie jaar wat voor ons lê. Dankie Here dat ons uit U woord kan ontdek dat U die lewe wat U vir ons het en die feit dat U saam met ons in hierdie lewe is. Heilige Gees, ons bid nou dat U dit sal oopbreek in ons harte en in ons gedagtes in Jesus naam. Amen. Wie van julle kan nog die planne en die drome wat julle as 'n kind gehad het, onthou? Ek het vanoggend vir die kinders gevra, wat wil jy graag word? Kan jy nog onthou daai drome, hoe jy miskien as 'n seentjie gedroom het om 'n polisieman of 'n brandweerman te word? Of as 'n dogtertjie om eendag 'n prinses te wees? Ek ken so 'n paar mense wat dit wel gedoen het en vandag gelukkig is in hul werk, miskien as ek werktuigkundige of in die verpleging, in die polisiediens, as 'n ingenieur of in 'n ander professionele bedryf. Maar baie van ons kyk terug met 'n glimlag op daai tyd, toe ons miskien 'n posman wou word, of 'n brandweerman, of 'n verpleegster in ons lewens. Ek onthou dat daar was 'n tyd wat ek
padskraper man wou word, wat daai groot masjinery in die paaie skraap. En toe later toe wou ek 'n ingenieur word. Nou ja, as julle my ken, sal julle oor daai ene baie lag. Ek dink ek doen bietjie beter as 'n dominee, as wat ek as 'n ingenieur sou doen. Hier is ook 'n ander kant van hierdie saak, net dat dit is waar dat ons wat in die hulpprofessies is, soos dominees en maatskaplike werkers en verpleegsters of mense wat in liefdadigheidsorganisasies werk, maar ons sien dit selfs in die koöperatiewe bedryf, en miskien kan jy onthou dalk as 'n jong man wat jy begin boer het, dat 'n mens met groot ywer begin en dink jy gaan die wêreld verander, dat jy die sisteem gaan omkeer en alles gaan verander wat verkeerd is, en om dan net 'n paar jaar later uitgebrand, ontmoedig, visieloos, maar net te doen wat nodig is. In die Bybel lees ons van baie mense wat ook ontmoedig, uitgeput was en ontnugter gelaat is, wat met God worstel oor die lewe en dit waardeur hulle moet gaan. Maar ons ontdek ook heelwat persone in die Bybel wat vashou aan hulle drome en hulle planne en saam met die Here dit doen wat hulle geskape is en geroep is om te doen. Nou verlede week het ons begin om na die lewe van Josef te kyk en gesien hoe God met sy doel met hom bereik het. God sy doel met Josef bereik het en hy aan die einde van sy lewe kan terugkyk en deur alles waardeur hy kon getuig. Maar God het deur dit waardeur hy in sy lewe moes gaan, bereik wat hy van die begin af beplan het om sy volk te red. Ons is besig met 'n reeks waarin ons in die volgende paar weke na 'n paar raakpunte met ons lewe, nou hier in 2025, met Josef gaan kyk, en in sy lewe gaan kyk en gaan ontdek, hoe dit vir ons as gelowiges vandag, in ons daaglikse lewe kan help, om die lewe wat Jesus gekom het, om vir ons te gee deur sy sterwe en opstanding, 'n realiteit te maak. So laas week het ons gesels oor God het beheer. Vandag gesels ons 'n bietjie oor Josef as visionêr. Josef as visionêr. Subtema volgende is, moenie God se drome vir jou begrawe nie. Josef as visionêr, moenie God se drome vir jou begrawe nie. In die eerste plek, Josef hou vas aan God se droom vir hom. Josef hou vas aan God se droom vir hom. Genesis 37 vers 10. Toe hy dit vir sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom tereggewys en vir hom gesê, wat is hierdie droom wat jy gehad het? Moet ons, ek en jou ma en jou broers, regtig kom en teen die grond diep voor jou neerbuig? Josef het nie die impak van sy droom verstaan nie. En sy familie en die mense rondom hom nog minder. Wat is hierdie droom wat jy gehad het? Vra sy pa vir hom. Wat is hierdie droom wat jy gehad het? Wat is hierdie droom? En tog onthou sy pa dit, hy dink daaroor en hy wonder daaroor. Dalk het jy ook 'n droom wat jy nie werklik die grootheid daarvan besef, of selfs wat dit beteken nie. En wanneer jy dit met mense deel, kyk hulle jou met sulke groot oë aan. Met 'n wat? Josef reageer soos 'n tipiese tiener op daai oomblik. Hy's verwaand met 'n grootheidswaan, I know it all tipe houding, en met 'n oordrewe ywer, ek gaan dit doen. Ons weet nie heeltemal wat Josef gedink het nie, maar dit is duidelik dat as ons verder deur Josef se storie lees, dat hy geweet het dat God 'n plan met hom het. Maar hy het nie besef wat dit hom gaan kos om God se plan met hom in vervulling te bring nie. Josef moes deur die lewe gaan. Hy moes hierdie lewe leef om geslyp te word vir God se plan. Hy moes duur lesse leer, baie opoffer, deur geweldige fisieke, emosionele en geestelike pyn gaan en werk om te word wie hy moes wees, om te kon doen wat hy moes doen. Maar hier is die genade. Hier is die genade. God se manier van doen. God wag nie totdat Josef reg is, volwasse is en gereed is om met al die nodige vaardighede om vir hom sy plan vir sy lewe te gee nie. Nee, en voordat hy sy plan nie. So God wag nie dat hy reg is nie.
Ons sê mos baie keer, ek is nog nie reg as 'n jong mens om te trou nie, of ons is nog nie reg om kinders te hê nie. Ek het ook gesê, ek is nog nie reg om 'n oupa te word nie. Maar God wag nie dat ons reg is nie. Hy gee vir ons wat ons nodig het. Hy gee vir ons sy drome, sy planne, hy plan dit in ons in. Ons kom nou terug daarna toe. En dan stap hy met ons die pad. Dit is sy genade. God gee vir Josef die droom wanneer hy nog totaal en al onbevoeg is. Die waarskynlikheid en die kans baie groot is dat hy hierdie plan gaan skade aandoen en geheel en al nie gaan verstaan nie. Maar dit is juist die punt. God het ons elkeen geskape met ons vermoëns, met ons gawes, met ons talente, met 'n droom oor ons en 'n plan vir ons. Josef moet, soos hy groei in die lewe, hierdie vaardighede ontwikkel om sy doel te vervul. Maar, en dis 'n groot maar, hy moes leer dat dit God is wat sy doel vervul. Dat dit God is wat sy doel vervul. Genesis 50 vers 20. Julle het die kwaad teen my beplan, maar God het dit vir iets goeds in gedagte gehou, met die doel om te doen wat vandag gebeur, om 'n groot volk aan die lewe te hou. Josef het geleer dat sy krag lê in sy swakheid, dat hy net die droom kon vervul, omdat hy van God afhanklik is. Ons sien dit dwars deur Josef se storie. Kom ek lees gou vir u so 2 of 3 verse. Genesis 39, as ons so deur Josef se storie blaai, in Genesis 39 vers 2. Die Here was met Josef en hy was 'n suksesvolle man. Hy was werksaam in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar. Toe sy eienaar merk dat die Here met Josef is en dat die Here alles wat hy doen laat slaag deur sy hand, het Josef guns gevind in sy oë en sy persoonlike bediende geword. Hy het hom aangestel oor sy huishouding en alles wat aan hom behoort, het hy onder Josef se beheer geplaas. Vandat hy hom in sy huishouding oor alles wat hy besit aangestel het, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën ter wille van Josef. Die seën van die Here het gerus op alles wat hy besit, in die huis en in die veld. Hy het alles wat aan hom behoort in Josef se hande gelaat. Met hom daar het hy hom met niks bemoei nie, behalwe met die kos wat hy eet. En dan lees ons van die onreg teen Josef, en dan vers 20b. Hy was daar in die gevangenis, hy het nou vir Potifar toe nou vir Josef in die gevangenis gegooi, weens die vals gerugte, maar die Here was met Josef en het in sy troue liefde na hom uitgereik. Hy het hom guns geskenk in die oë van die hoof van die gevangenis. Die hoof van die gevangenis het al die gevangenes wat in die gevangenis was onder Josef se beheer geplaas. Alles wat daar gedoen moes word, het hy gedoen. Die hoof van die gevangenis het nie omgesien na enigiets wat onder Josef se beheer was nie, want die Here was met hom, en wat hy gedoen het die Here laat slaag. En dan blaai ons 'n bietjie verder in Josef se storie, en ons sien in hoofstuk 41, sien ons, toe sê die farao vir Josef, dit was nou na al die drome uitgelees en al die goede, dan sê hy vir hom, nou dat God dit alles aan jou bekend gemaak het, daar is niemand so verstandig en wys soos jy nie, sal jy self die hoof van my hofhouding word, en aan jou bevele sal my hele volk gehoorsaam wees. Net wat die troon betref, is ek jou meerdere. Die farao het vir Josef gesê, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipte land. Toe haal die farao sy seelring aan sy hand af en sit dit aan Josef se vinger. Hy het hom linne klere laat aantrek en 'n goue ketting om sy nek gehang. Hy het Josef laat ry op die tweede strydwa wat aan hom behoort, en daar is voor hom uitgeroep, gee pad. So het hy hom oor die hele Egipte land aangestel. En dan in vers 47 lees ons, die land het 7 jaar van oorvloed, volop voedsel gelewer. Hy het al die voedsel wat daar in die 7 jaar in Egipte land was bymekaar gemaak. Hy is nou Josef, né? Hy het die voedsel in die dorpe ingebring. Die voedsel van die dorpe se landerye wat daar rondom was, het hy daar ingebring. Josef het graan opgegaar soos die sand van die see, besonder baie, totdat hy opgehou het om dit te tel, want dit was ontelbaar. Vers 53, die 7 jaar van oorvloed wat daar in Egipte was, het toe tot 'n einde gekom, en die 7 jaar van hongersnood het aangebreek, net soos Josef gesê het. Daar was hongersnood in al die lande, maar in die hele Egipte land was daar nog brood. Toe die hele Egipte land ook honger ervaar, en die volk by die farao om hulp roep vir brood, het die farao vir al die Egiptenare gesê, gaan na Josef, wat hy vir julle sê, moet julle doen. En dan die laaste versie in hoofstuk 45,
net om so vinnig deur Josef se lewe te kyk. In vers 7 sê hy, maar God het my voor julle uitgestuur, hy praat nou met sy broers, om vir julle nakomelinge te vestig op aarde, en om julle aan die lewe te hou met die oog op die groot uitredding. Paulus getuig ook hiervan, in 2 Korintiërs 12 vers 9 tot 10, en hy sê, maar hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Daarom sal ek baie liewer op my swakhede roem, sodat Christus se krag my kan beskik. Terwille van Christus verheug ek my in my swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en benoudhede, want wanneer ek swak is, juis, dan is ek sterk. Net so vinnige glimps, nee, 'n vinnige oorsig oor Josef se lewe, om te sien hoe die Here met hom was, hoe die Here hom gevorm het, tot hy daar was, dat hy vir die volk die kos kon gee, dit wat God vir hom gedroom het. Ek het begin om te vra, of jy kon onthou wat jou droom as 'n kind was, of die passie wat jy miskien as 'n jong mens gehad het. Wat is jou visie? Het jy dit dalk begrawe langs die pad? Vergeet van dit wat jy dalk nog wou bereik? Of die vlammetjie wat geblus is deur die storms of van die lewe, of dood eenvoudig deur die uitdagings van die lewe? Die oorlewing en die bestaan waarin ons meegevoer word. Josef was 'n visionêr. Nee, hy het nie geweet wat die drome beteken, totdat hy besig was om te doen, en sy broers voor hom staan nie. Hy het egter nie vergeet dat God wel iets groots beplan nie. En al het hy nie die detail dadelik besef nie, weet ons dat hy, en ons weet nie presies, en hy het nie geweet presies hoe hierdie visie of hierdie droom in vervulling gaan nie. En dit is dalk waar van ons ook, nee. Ons weet nie noodwendig wat hierdie droom, hierdie passie, hierdie iets in ons lewe is, hoe dit in vervulling gaan nie. Maar sonder 'n visie is ons uitgelewer aan die storm. Sonder 'n visie gaan ons nêrens kom nie. Ons gemeente se visie is om God se lyfwoorde te wees, waardeur die lewende water oor skeidings heen vloei tot lewe en groei. Onthou ons dit nog? Weet ons nog hoekom is ons hier saam vanoggend? Weet ons nog hoekom behoort ons aan hierdie gemeente? Hoekom behoort ons aan die kerk van die Here hier in Woolsley? Ons is geroep om God se lyfwoorde te wees, waardeur die lewende water oor skeidinge heen vloei tot lewe en groei. Kom ons gryp weer ons drome en ons visie hier in die begin van 2025 aan. Ek praat nie van daai nuwejaarsvoornemens wat ons maak omdat ons dalk gefrustreerd voel, weet, of omdat met iets in ons lewe nie. Nee, ek praat van daardie brandende begeerte in ons harte wat net nooit ophou nie. As jy weer sien, dan kom dit net weer. Al dink ons baie keer dit is dalk net 'n dagdroom. Kom ons gryp die geleentheid aan wat ons het om aan te hou in ons visie en ons passie en om God se droom voor oë te hou. Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En visie is presies dieselfde. Dit is nie afhanklik van die wêreld en dit wat om ons en met ons gebeur nie. Ons visie is nie afhanklik van die wêreld en wat met ons gebeur nie. In die tweede plek, Josef hou aan ten spyte van die teenstand. Genesis 39 vers 20, hy was daar in die gevangenis, maar die Here was met Josef en het in sy troue liefde na hom uitgereik. Hy het aan hom guns geskenk in die oë van die hoof van die gevangenis, en dan in hoofstuk 40 vers 23 tot vers aan die hoof van die skinkers. Ons onthou nou dat hy die skinkers het die droom gehad, die skinker en die bakker, en die hoof van die skinkers het egter nie weer aan Josef gedink nie. Dit was nou nadat sy droom in vervulling gegaan het en hy sy werk teruggekry het. Hy het hom vergeet. Na verloop van 2 jaar het die farao toe nou gedroom. So 2 jaar sit Josef in daai tronk. Hy het vir die man gevra, asseblief onthou my storie. Jy ken dalk, hy het seker 10 teen 1 al Josef se storie geken op daai stadium. Maar hy vergeet. Josef wys vir ons wat dit beteken om voort te gaan, al draai die lewe teen jou, en word jy deur die curveballs van die lewe getref. Josef leer ons dat wanneer jy God met jou lewe vertrou, omdat jy weet, hy is in beheer, en hy is jou God, hy nie een oomblik om alles in te sit nie. Josef sit alles in. So baie keer raak ons passief, ons raak reaktief, ons raak gefrustreerd met ons omstandighede. Ek kan daarvan getuig in my eie lewe.
Ek dink nie, ek was altyd soos Josef 'n voorbeeld van net om volhardend en afhanklik aan te hou nie, en dienend aan te hou nie. Wat ek wel kan getuig is hoe ek self in my eie lewe gevorm is en geleer het deur die prosesse van die lewe en die curveballs wat oor ons pad kom. En dit is genade, om te besef dat ons in ons swakheid, dat ek besef in my swakheid, kan God bereik met my wat hy wil bereik. Miskien het Josef ook eers gesukkel, en tog hou hy aan, en God bereik sy doel in Josef met sy lewe. Wat is jou visie? Wat droom jy? Wat maak 'n passie in jou los? Dalk het jy 'n visie om met kinders te werk en hulle te help om volwaardige, volwasse mense te word wat hulle plek in die samelewing kan volstaan en God se droom vir hulle in vervulling kan bring. Dalk is jou visie om 'n besigheid te bou en mense werk te gee en op te bou en te help met die befondsing van die werk in God se koninkryk. Dalk is jou visie om die beste boer te wees hier buite en wat jy kan wees en om voorsiening te maak vir voedsel en by te dra tot die bruto binnelandse mark. Dalk is jou visie om in die gemeenskap te werk, om senior volwassenes te versorg of in 'n ander liefdadigheidsorganisasie 'n bydrae te lewer of selfs deur die politiek in die dorp of in ons provinsie of in die land te help om dit te verbeter. Dalk is jou visie om te help dat die klokwerk in 'n organisasie vlot verloop deur in een van die baie administratiewe, logistieke of bestuursfunksies wat nodig is, 'n goeie rentmeester te wees. Dalk het jy passie om in die kunste dalk het jy passie vir die kunste en 'n visie om mense positief op te bou en God te eer deur jou kreatiwiteit uit te leef. Of dalk het jy 'n visie om op die sportveld te presteer. Ons het vanoggend gehoor van 'n jong man wat 'n sokkerspeler wil word. En so vir kinders en selfs volwassenes aan te moedig om 'n rolmodel te wees en die eer terug te wys na God wat jou met hierdie talent geskape en gestuur het. Hoe doen ons dit? Hoe vind ons dit? Hoe bring ons dit in vervulling? Waar op die aarde kry ons die tyd daarvoor? Hier is die geheim uit Josef se lewe. Josef doen vandag wat vandag nodig is. Josef doen vandag wat vandag nodig is. Josef gebruik dit waarmee God hom toevertrou het. Met ander woorde, hy gebruik sy gawes, sy talente, die vaardighede, sy kennis, sy ondervinding. Josef gee alles waar hy geplant is. Ons maak dinge dikwels so ingewikkeld in die lewe. En tog is dit eintlik so eenvoudig. Om met 'n visie, om met 'n droom te leef, is nie om met jou kop in die wolke te leef en van geen nut vir die samelewing te wees nie. Dis nie 'n tipe van 'n pie in the sky till I die filosofie nie, want glo my, dit is presies wat sal gebeur dan. Niks sal gebeur nie. Nee, om visionêr te leef is om God se drome te droom, om bidend God se aangesig en sy wil te bly soek hierin, is om die graaf op te tel, om te buig, om in die skram te sak en elke dag voluit te lewe en te werk asof ek dit vir Jesus alleen doen. Dit is om so gefokus vandag te werk, dat ek vandag alles sal doen, insit en uithaal wat ek kan. Dit is om vandag die maksimum vrug in my lewe te dra. Ons sien dit in Josef se lewe. Hy doen vandag wat vandag nodig is. Hy word die hoof van Potifar se huishouding. Hy word die leier in die tronk. Hy word die een wat Egipte red uit hongersnood. Hy het net elke dag ingesit. Hy het alles ingesit. En daarom was God se guns op hom en styg hy uit bo die res. Ons sien hoe Josef dit waarmee God hom toevertrou het gebruik. Hy ontwikkel sy gawes, sy talente, sy vaardighede. Hy leer en doen kennis en ondervinding op. Hy onthou dit en hy pas dit toe. Josef het beslis nie in een dag nadat hy by Potifar aangekom het en die persoonlike bediende van Potifar geword nie. Ons weet nie hoe lank dit geduur het nie, maar ons kan veronderstel, dit was 'n taamlike groeiproses in sy lewe gewees. En ons sien hoe hy begin om as 'n verwaande tiener, wat deur sy pa voorgetrek is, en by die huis sit, wanneer sy broers in die veld is. Maar Josef skud sy entitlement, sy eie geregtigheid af, en hy spit sy graaf in die grond, en hy word wat God hom geroep het,
om te wees. En so sien ons dat Josef gee alles waar hy geplant is. Hy sit nie passief rond en hy gooi sy speelgoed uit die bababeetjie en wonder oor die hoekom Heres en waarom gebeur dit nou met my nie en ek was dan so goeie seun van my pa gewees nie. Hy worstel nie met God se wil nie. Want hy het net geword wat hy moes wees. Daar was nie tyd vir hom, vir al sulke nonsens nie. Nee, hy worstel nie met God se wil nie, en hy moet nou by Potifar wees. Dis wat hy aanvaar daai feit. Ek is hier, en ek moet nou doen wat God vir my gee om te doen. Hy aanvaar dat hy moet doen dit wat hy het, waar hy is. Hy aanvaar dat God is in beheer van sy lewe, en hy sit alles in om te doen wat sy hand vind om te doen. Kom ons hou aan, om aan te hou, en te weet dat dit teen al hierdie teenstand wat ons in die lewe baie keer kry, al voel ons nie altyd daarna nie, dat ons kan weet, deur dit te doen wat ons doen, met dit wat ons het, waar ons is, God is besig om te werk in ons en te doen wat hy wil doen en bereik. Kom ons plaas weer ons volle vertroue in die Here, in God Almagtig. Kom ons blaas weer daardie drome en passies aan. Kom ons bly visionêr soos Josef en vertrou die Here dat ons werklik 'n leivoor sal wees, individueel en as 'n gemeente, om God se liefde sigbaar te maak en sy lewe te bring na hierdie wêreld. In die laaste plek, in die derde plek, Josef het nie God se droom vir hom begrawe nie. Josef het nie God se droom begrawe nie. Weer eens hoofstuk 50 vers 20. Julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit vir iets goeds in gedagte gehad, met die doel om te doen wat vandag gebeur, om 'n groot volk aan die lewe te hou. Dus, moenie bang wees nie. Ek self sal julle en julle afhanklikes van kos voorsien. So het hy hulle getroos en mooi met hulle gepraat. Dit was nou sy broers, wat in vrees voor hom gestaan het. God se droom was baie groter, as wat Josef in staat was, om op sy eie en in sy eie krag te kan laat gebeur, en suksesvol uit te voer. Wat is jou droom, my seun? God wil hê, ons moet sy drome droom, en sy visie vir, en oor ons gryp, en aanhou in afhanklikheid van hom. Wat beteken dit? En wat vra dit van ons? Wat vra dit van ons? Dit vra nederigheid. Dit vra volhardende, onophoudelike gebed. Dit vra opoffering. Dit vra om aan te hou totdat dit bereik word. Dit vra om nie God se droom te begrawe nie, maar in gehoorsaamheid te volhard. Vir ons as kerk hier in Woolsley vra dit om lief te hê, soos Jesus, om hande te vat, om te vergewe wanneer dit nodig is, om te besef ons het mekaar nodig, en om saam in te spring in die koninkryk van God se lande en daar te begin werk, want daar's 'n oes daar buite. Dink aan ons Mishudae, glo julle het hierdie woorde gehoor al nou in die verlede, by Dominee Egbert. Dink aan ons doel, ons uitreike, ons gemeenskapsprojekte, opheffingswerk, skole, siekes, verlorenes en verwardes. Jesus het gekom om vir almal lewe te bring. Hy het gekom om hoop te gee, om te genees, om gevangenes vry te maak en God se genade aan mense te bring en God se koninkryk te vestig. Met ander woorde, ons verlossing in Jesus, Lukas 4. Ons is Jesus se liggaam, ons is sy arms, ons is sy bene, ons is sy mond, ons is sy hart, ons is die hart van God se liefde, en moet dit in hierdie wêreld, in ons wêreld, sigbaar maak, deur God se droom vir jou nie te begrawe nie, maar dit te ontwikkel, om vrug te dra en dit tot vervulling te bring, is 'n deel van 'n stukkie hoekom God elkeen van ons hier geplaas het, om 'n verskil te maak van sy koninkryk hier in Woolsley. Josef het nie vir een oomblik opgehou om aan te hou nie. Hy het onophoudelik dit gedoen wat hy moes, omdat hy geweet het, God se plan met hom is daar. En op daardie oomblik, vir daardie taak, vir daardie mense. Dit is wat Josef aan die gang gehou het. So word hy wat hy moet wees, om te doen wat God hom geroep het om te doen. Deur dit alles hou hy aan om op God te vertrou, om God se droom te onthou, om aan God al die eer van sy lewe te bring. Moenie vir een oomblik ophou om op jou visie te verloor wat God in jou hart geplant het.
en jou gemaak het om te wees nie. Kom ons as gemeente, as kerk van ons Here Jesus hier, hou nie op om God se droom vir die NG Kerk Woolsley, hier in Woolsley te leef en te wees nie. Kom ons begrawe die strydbyle, die egos en die verlede, sodat ons in eenheid en liefde hande kan vat. Want God se saak, die koninkryk en die verlossing van mense, is baie belangriker as ons eie gemaak. Kom ons as gemeente van die Here Jesus hou aan om leifvore te wees, wat God se liefde sigbaar maak hier rondom ons, en dit 'n werklikheid maak aan die wêreld om ons en hier waar ons geplant is. Kom ons lewe visionêr, kom ons doen vandag wat ons moet doen, en kom ons begrawe nie God se drome vir ons nie. Wat is jou drome? Amen. Here, ons sê vir dankie vanoggend dat U ons toevertrou met talente, met gawes. Here, dat U deur hierdie lewe met ons 'n pad stap om ondervinding op te bou, om die lewensvaardighede aan te leer wat ons nodig het, sodat ons kan aanhou om aan te hou. Here, help ons as ons knieë soms moeg raak en ons soms voel of ons wil uitsak uit die wedloop uit. Here, help ons om weer op te staan. Help ons as U gemeente, as U kerk hier in Woolsley, om hande te vat en 'n voorbeeld te wees van U liefde vir die wêreld hier buite. Here, om hier waar ons geplant is, elke dag te doen wat ons moet doen, sodat U verheerlik sal word deur dit wat ons doen. En in die groter prentjie, Here, U doel sal bereik met elkeen van ons. Dankie, Here, dat ons elkeen kosbaar en belangrik is vir U, dat U ons elkeen ken by die naam, dat U ons geroep het, dat U ons uitgeroep het, dat U ons verlos het, dat U ons deel maak van U kerk, van die familie, en dat ons as U kinders, Here, die lig, die sout en die water kan wees, wat hierdie lewe, wat hierdie wêreld om ons impakteer. Here, help ons, as ons in hierdie week uitstap, waar ons môre dalk weer begin stres, dalk nog vandag, oor 'n oes wat moet inkom, oor goed wat gedoen moet word, oor kinders by die skool, Here. Ons as kinders, ons kinders dalk met al die verpligtinge wat op hulle is. Here, help ons om altyd te onthou, ons kan net na U toe kyk, en dat U is in beheer, en U drome oor ons hou nooit op nie. Ons dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen.